Sy goeiemôre of goeiedag luisteraars. Dit is een besonderse eer vir ons om vir die huidige onderburgemeester Gerald Busaki te hê. En natuurlik is hy die kandidaat vir die volgende verkiesing. En ek sê nou vir hom toe ons daar buite staan en gesels voor ons op lig gaan. Dit is so lekker as 'n mens so 'n lekker positiewe attitude het. So ek weet hy gaan 'n sukses maak. En by hom is sy sekretaresse Des. Ja, Des ken ek al jare. Sy is nog net so cheeky soos die jare by SVD, maar dit is lekker om hulle te sien. En dan saam met ons in die ateljee is natuurlik ons ou staatmaker Chantay. Sy organise ons gaan nou nie vandag musiek speel nie. Sy organise die lig, op die lig wees, so sy is die klankingenieur en sy is die regisseur en sy hou ons in toom. Welkom Gerard, baie welkom. Dankie dat jy tyd gemaak het in jou besige dagboek. Dis wonderlik. Baie dankie om Jackie, ek waardeer die geleentheid. Ja, dis 'n besondere voorreg om saam met julle vanoggend hier te kan wees. So ja nee, ek gaan met tydjie saam met julle geniet. Baie dankie. Ja, en ons gaan sommer lekker gesels, openlik gesels en so 'n paar vrae net om ons weet jy, dis altyd maklik om van buite af binne toe te kyk en goed fout te sien. Maar as jy binne is dit nie so maklik nie. Dis met alles so. Ons weet mos nou maar, ons moan altyd oor skeieregters en goed wat ons kyk van binne af, van buite af binne toe. Maar anyway, wat interessant is, Gerald, en ek roem Gerald, het gesê ek kan hom op sy naam noem, en hy kan my op my naam noem, en ons doen dit, en dis lekker, en hoe en waar het jou loopbaan in die politiek begin? Dis interessant. Baie dankie Jackie vir die vraag. Ja, politiek was reeds in die 80er jare was het, uit my kinderjare was het reeds 'n groot deel van ons huishouding geword, toe my pa as raadslid verkies was. Nou hy was deel van die plaaslike adviesraad, so in die laat 80s, en dit is waar my voetspore vir my getrap was. Ons is ook 'n klein dorpie, net daar in Slangevuur, klein dorpie, weet 9 landelike gebied, en was daar maar altyd 'n groot politieke geveg vir die voortbestaan van die dorp. En vir jare het ek altyd van die kant af gekyk hoe dinge stadig gaan transformeer. Tot in 2018 waar ek deur die Demokratiese Alliansie genader was om aansoek te doen as 'n aspirant kandidaat. En ek is toe verkies as wijkraadslid vir wijk 24-19 in 'n tussenverkiesing waar ek die wijk van die ANC afgeneem het en aan die DA volstrekte meerderheid gegee het in die raad. En hierdie tussenverkiesing was die afskop van my politieke loopbaan. Yes, wat 'n CV is daai nie. En dan wil ek ook sê, ek is nou nie sê, ek ken jy in jou agtergrond so goed nie, maar waarever jou pa nou is, glo ek, hy is bitter trots op jou. En ek dink die fondasie wat hy gelê het, kan ons net vir hom sê dankie dat jy so seën vir ons gee vir die gemeenskap. Nou, jy het nou vir ons gesê, ons is klaar, jy het sommer die volgende een geantwoord, waar het jou politiek begin? Dit maak sin, dis waar jy, hoekom het jy besluit om burgemeesterkandidaat in ag geneem te word? Jackie, ja, dit is 'n besluit wat ek ligtelik opgeneem het. Ek sal myself nooit opset om te faal nie. En Jessequa is tans die derde beste munisipaliteit in die land volgens Ratings Africa. En Jessequa het die potensiaal om die beste munisipaliteit in die land te word. En dit maak my opgewonde vir die uitdaging en dit is hoekom ek dit aanvaar. En in lyn met die visie van die DA is ook my leierskap en in lyn met die behoefte van Jessequa se gemeenskappe sal Jessequa, kan ek vanoggend verseker dat Jessequa sal die beste munisipaliteit wees. Ek glo dat Jessequa en sy inwoners uniek is, anders as die res van die wêreld. En 'n goeie munisipaliteit word ondersteun deur goeie inwoners. En Jessequa en sy inwoners is eerste klas. As mens het ek al baie foute in hierdie lewe gemaak, maar hierdie besluit om as burgemeesterskandidaat te staan, was definitief nie een van die foute. Ek is tans die onderburgemeester en ek is reeds op hierdie stadium verbind tot die welstand van Jessequa en sy mense. Yes, ja, dit is baie positief. Lekker om so te hoor hoe
weet jy, dis altyd vir my lekker as 'n jong mense, en ek sien Gerard nog as baie jonk, want ek is baie oud, met soveel passie praat en met soveel dinamika, en dan moet ek ook sê, ek wil nie nou die gesprek oorneem nie, 'n mens kom eers agter, hoe goed is hierdie munisipaliteit as jy 'n slag buite was. Yes. Nou, ons was nou so rukkie terug, laasweek buite, en toe sê ek, nee, hierdie is die beste. En 'n mens is altyd geneig om die negatief te sien. Nou is ek weer gefokus om die positief te sien. So, well done julle. Ja, en ek glo, onderburgemeester is baie naby aan daai warm stoel wat jy een van die dae gaan beklee. Ja, nee, definitief. Ek ken die huidige burgemeester Grant Rhodes en ek moet dit vandag noem dat hy is een van die beste burgemeesters in hierdie area wat ons kan hê. En ek het redelik op hierdie stadium baie by hom geleer. So ek glo ek kry 'n munisipaliteit wat 'n goeie stabiele munisipaliteit wat uit goeie hande uitkom. So ja. Ja, luisteraars, julle sal sien ons praat, of julle sal hoor ons praat met die huidige onderburgemeester van Hessequa, Gerard Boesak, en hy is dan kandidaat om die nuwe burgemeester te word. Binnekort gaan hy daai warm stoel sit. Nou, Gerard, as jy so kyk, het jy enige prioriteite, as jy nou die dag is, jy vir Grant sê, hoor die Grant, vat jou goed en gaan uit, dis nou my stoel. Ja, Jackie, dit is baie belangrik om die geografiese area van Hessequa te verstaan, as ook die behoefte van ons mense. En ek het so 3 op hierdie stadium, as baie meer, maar 3 prioriteite wat vir my op hierdie stadium baie belangrik is. En die eerste ding is gemeenskapsveiligheid. En die veiligheid van ons mense reg oor ons land wek groot kommer. Ja. En Hessequa op hierdie stadium word nie gevrywaar van hierdie kommer. Daarom sal die veiligheid van ons inwoners een van my prioriteite wees. In lyn met die Weskaapse verhoogde fokus op veiligheid sal ons verseker dat die inwoners van Hessequa die veiligheid geniet wat hulle verdien. Want ons verdien regtig om om 'n veilige omgewing te wees. Die veilige gemeenskappe lê ook die fundament vir stabiliteit en ekonomiese groei. So dis baie belangrik om 'n veilige omgewing te skep wat dan op die einde van die dag vir ons hy stabiliteit en hy groei sal gee. En dan my tweede enetjie wat ek graag wil op konsentreer was 'n prioriteit identifiseer is ons infrastruktuur. Okay, En die vestiging van nuwe infrastruktuur is 'n teken van 'n munisipaliteit wat groei. En ons leef in 'n wêreld wat tegnologies elke dag groei en ons moet seker maak dat Hessequa saam met dit groei. Maar die opgradering en die onderhoud van bestaande infrastruktuur is vir my 'n groot prioriteit, as ook die voorsiening van water, verskaffing van elektrisiteit en riool- en vullisverwydering. Dit bly een van ons groot prioriteite. Dit sal dan ook die agterstande uitwis en terselfdertyd die vooruitgang van ons dorpe sal dit verseker. So infrastruktuur en die onderhoud daarvan is baie belangrik. As ons kyk wat in Nysna gebeur, ons wil nie daartoe beweeg nie. So dit is hoekom ons sal verseker dat ons infrastruktuur prioriteit sal geniet. En dan my derde enetjie sal dan nou wees ekonomiese ontwikkeling. En soos ek gesê het, Hessequa groei daagliks in getalle en ons groei ook daagliks in behoeftes. En dit is hoekom dit so belangrik is dat die ekonomiese ontwikkeling, die verbetering van lewensgehalte en lewensstandaard van alle inwoners in Hessequa verbeter. En met die oog op ekonomiese transformasie sal strukturele transformasie 'n groot invloed hê op armoede, ongelykheid en werkloosheid. En dan ook die ander gedeelte, politieke stabiliteit, was nog altyd deel van Hessequa se groot sukses op hierdie stadium. En met die 2026 munisipale verkiesings sal dit 'n groot rol speel in ekonomiese ontwikkeling vir Hessequa. En daarom is dit belangrik dat ons moet ook seker maak dat Hessequa polities stabiel bly om hy ekonomiese groei dan te verseker. Maak heeltemal sin, en weet jy, onderburgemeester, ek het nou die dag met 'n ou gesels, en ons praat so oor beleggings, eiendomsbeleggings. Toe sê hy, weet jy hoe eiendomsbelegging geskuif? Dit het geskuif van 'n dorp of 'n destinasie
na 'n munisipaliteit waar jy sien hy stabiel. Yes. Jy koop so eiendom op Yes. so 'n plek. En ons wil vir julle dankie sê daarvoor want ons is baie stabiel. Ja. Okay, nou ek weet ek vermoed, kom ek sê so, ek weet nie, ek vermoed as bitter min korrupsie by Esekwa munisipaliteit. Gaan jy ekstra maatreëls of gaan jy net die bells en whistles instel? Want ek kom nie agter dat daar korrupsie is nie. Ja, baie dankie om Jackie. Ja, met enige munisipaliteit is daar mos maar hier en daar individue wat bietjie die lyn nie trap en so, maar by ons by Esekwa munisipaliteit het ons nodig om 'n kultuur te bevorder waar werknemers, die publiek en diensverskaffers hulle stem kan laat hoor sonder enige vorm van victimisering of diskriminasie binne die munisipaliteit. En Esekwa munisipaliteit op hierdie stadium het reeds in 2025 het hulle die vletjieblasers beleid goedgekeur en word reeds op hierdie stadium geïmplementeer. En daar is huidiglik streng maatreëls en regulasies in plek, want op hierdie stadium geen raadslede is betrokke by die supply chain management prosesse en die indiensnemingsproses nie. Ons verbied dit totally dat raadslede betrokke raak by hierdie ding, want dit is daar waar gewoonlik dinge broei. Yes. En dit is hoekom ons, ek sal van my kant af sal ek sorg dat daar 'n ferm hand daaroor wees. Ons het die mooiste en die beste planne het ons in plek. Right. En dit is vir my as burgemeester dan 'n prioriteit wees om toe te sien dat hierdie planne wat reeds in plek is uitgerol word. Great. Ja, dit gee ons as inwoners regtig baie gemoedsrus om so 'n positiewe terugvoering te kry. Nou ek weet hierdie is 'n bitter moeilike ding. Baie belastingbetalers gaan gebuk onder finansiële druk. Het jy iets in gedagte om dit te verlig? En daarbey sit ek sommer dadelik by. Ons weet dat jy kan nie net goed verlaag nie. Daar's 'n budget wat moet klop. Daar's goed wat gedoen moet word. Kan jy aan iets dink, onderburgemeester of toekomstige burgemeester? Ja, baie dankie vir die vraag om Jackie. Ek weet dat ons kyk altyd vir beter en dit is wat ons graag wil hê. Ons wil die beste vir ons inwoners van hierdie munisipaliteit, want hulle is wat ons dra. En ek is deeglik bewus daarvan dat die huishouding tans onder groot finansiële druk verkeer. En dit is hoekom my fokus sal wees op strenger kostebeheer binne die munisipaliteit om sekere vermorsings van fondse te beperk. En dan ook moontlike hersiening van ons tariefstrukture om dan billikheid te verseker. En dan uitbreiding van skuldverligtings en betalingsreëlings vir kwesbare huishoudings dat ons dit ook toepas. En dan ook verbeterde invordering sonder om onnodige druk op ons wetsgehoorsame belastingbetalers te plaas. As ons nou net, as ek miskien net vinnig 'n voorbeeld kan noem. En soos jy weet is ons besig met 'n sonplaas in Riversdal. En dit is groot, dit is massive en dit gaan vir Riversdal gaan dit baie beteken, maar nie net vir Riversdal nie. En dit is die tipe intervensies wat ons tans het of waarna ons kyk om dan druk op die belastingbetalers te verlig. Want die vestiging van die sonplaas gaan beteken dat ons eie energie gaan opwek. So dit beteken dat daar dat daar definitief verligting van druk op die belastingbetalers gaan wees, want ons gaan ons eie krag kan voorsien. Wat beteken ons kan dalk ons tariewe kan ons dalk konstant hou. En dat moet beperk die verhoging. Yes, kan ons beperk. So daar's heel wat planne in plek om die druk van die belastingbetalers af te haal. Dit is altyd so lekker vir my om te hoor as proaktief goed gedoen word en ek kom agter julle sterk op dit. Nou, een ding wat ek altyd mee struggle omdat ek direk betrokke is, die nasionale regering en die plaaslike regering sou altyd aan sê
die klein besighede gee vir ons werkers werksgeleenthede. Is daar enige iets wat jy in kyk, ek praat sommer nou, ons praat reguit, ek het nog nie dit ondervind dat, en ek sê nie, dis, verstaan jy, maar nie dit as 'n kritiek sien nie. Is daar enige iets wat jy voorsien wat kan gedoen word vir die kleiner besighede? Op hierdie stadium, Jackie, klein en medium ondernemings is die ruggraat en ek moet daarmee saamstem, dis hulle is die ruggraat van ons plaaslike ekonomiese groei. En Hessequa munisipaliteit het tans 'n strategiese plan in plek. Ons noem dit die Smart Economic Development Strategy Plan. En al moet ek het self sê, dit is 'n uitstekende plan en moet nog in volle werking gebring word. Correct. Maar addisioneel tot hierdie plan sal ons definitief daarna kyk vir die vermindering van administratiewe rompslomp en om die prosesse, die goedkeuringsprosesse vinniger daar te stel. En dan ook ons deelname van plaaslike ekonomiese ontwikkelingsforums waar besighede direk by die munisipaliteit kan skakel. So die vestiging van daardie plaaslike ekonomiese forum, dan ook ons samewerking met provinsiale en nasionale rolspelers vir befondsing en vaardigheidsontwikkeling vir klein besighede. So dit is iets waarna ons moet kyk, want ons gaan kyk dat klein besighede word daargestel, maar die tekort aan die vaardigheid is kort. of die behoefte vir vaardigheid ontwikkeling sal daar wees. So dit is waarop ons ook graag wil konsentreer. En soos op hierdie stadium het ons reeds ooreenkoms met FNB in die munisipaliteit of MOA om klein besighede te help registreer om aansoek te doen by verskeie ondernemings vir befondsing. So FNB vat ons aan die hand waar hulle ook uitgaan en vir ons help uitgaan om klein besighede te help registreer. En dan my laaste enetjie, ek sal toesien dat die supply chain management met gereelde besoeke aflê aan klein besighede om te help sodat hulle op die databasis by die Hessequa munisipaliteit ook kan registreer. So dat is redelik wat ons kan doen vir klein besighede en ek dink op hierdie stadium dat klein besighede, soos ek gesê het, is die ruggraat en ons moet hulle definitief aan die hand vat. Ons moet hulle kweek en ons moet kyk dat hulle floreer. Ja, dit is lekker om Gerard om sulke visies te sien en ons sê vir julle baie dankie. Luisteraars, ons sê net gou weer, ons gesels. Weet jy, ek wil dit noem, nee. Dit is vir my so lekker om dit te noem. Regisseur, ek kan dit seker noem. Radio Fynbos praat eksklusief met die onderburgemeester. Eksklusief, ek wil net die woord weer sê, want ek wil brag. Met die onderburgemeester en die kandidaat vir die toekomstige burgemeester. So, dis waaroor ons praat. Gerard Boesak is hier so, en sy sekretaresse Des sit met 'n wakende oog of ons reg praat. Maar dis baie lekker en Chantay sorg dat alles goed gaan. Nou gaan ons nou verder na die volgende een toe. Werkloosheid bly 'n probleem, Gerard. Ek kan daarmee met Jackie kan ek volgende 100% saam meestem dat werkloosheid en misstand hou eintlik direk verband met mekaar en vir my is dit nogal verblydend om te sien dat werkloosheid ook in die groter Weskaap provinsie, dat dit 'n afname toon en hulle staan tans op 18%. En as ons kyk in Hessequa is ons tans op 11%. Maar dit bly steeds 'n groot uitdaging en 'n groot kommer maar daarvoor nodig ons alle rolspelers, veral in die privaat sektor, om ons bietjie te help met hierdie ding, want werkloosheid is 'n ding wat ek op my eie kan adressie, maar as ons hande vat kan werkloosheid werklik waar die hoofgebied word. So ons nodig die samewerking van ons plaaslike nywerhede, landbouindustries en onderwysinstansies om, soos ek gesê het, daai vaardigheidsopleiding om dit te versterk, want ons sit met baie mense wat werkloos is, baie jong kinders wat voorskool verlaat en dit veroorsaak daai groot werkloosheidssyfer. So 'n vaardigheidsopleiding dink ek sal 'n groot rol speel om dit te versterk. En dan ook moet ons kyk na munisipale ondersteuning aan ons plaaslike industrieë soos landbou, toerisme
en dan ook ons nywerhede. En dit sal verseker dat ons ekonomies dan groei. Ontwikkeling en uitbreiding van besighede sal die vooruitgang teweegbring wat ons so nodig het. En dit sal ook dan bydra tot ons werkskepping. Wat ek van my kant af sal doen, ek sal definitief, ons het nie baie vaardigheidsskole in ons area nie. Ek sal uitreik na hierdie vaardigheidsskole om te kyk hoe hulle in ons area kan vestig. Ons is tans besig by Issaquah munisipaliteit, ons werk lekker saam met die LGCitas en ons het ook dan kwartaallikse skills in Dabas wat ons uitrol vir die skills development en dan ook werk ons saam met Garden Roots Skills Mecca program. So dit bring ons ook kwartaalliks hiernaartoe. En dan het ons op 17 Februarie, het ons verlede week, het ons Local Economic Development Forum meeting gehad, waar hierdie skills development of die vaardigheid ontwikkeling, waar dit dan ook een van ons grootste agendapunte was. En dit is waarop ons tans wil concentreer, op hierdie werkloosheid en kyk hoe kan ons vaardigheid ontwikkeling binne Issaquah dan bijvoorbeeld om sodoende daai misdaad en werkloosheid bietjie te kan curb. Ja, dit maak vir my heeltemal sin, want ek dink amper die nasionale gesegde of kommentaar was altyd gewees, onthou die regering is nie daar om werk te skep nie, hy is daar om die tools te gee dat jy kan werk skep, en dis presies wat julle doen. Ja, well done. Ja, en soos ons uitbreiding op ons EPW, EPWP-programme wat ons tans het, ons jeugontwikkelingsprogramme in ons sosiale ontwikkelingsdepartement by die munisipaliteit self, en dan, soos ek gesê het, dan die vaardigheid ontwikkeling, dit sal die sleutel wees, glo ek tot werkskepping, wat dan die werkloosheid vir ons sal aanspreek. Ja. En dan natuurlijk ek dink is die hotspot of die hotpoint is behuising. Die huise wat gegee word. En ek kyk baie keer, ek is nie direk betrokke by die behuising wat julle doen nie. Maar as ek om so kyk na die klomp huise wat gebou is, nie net die nie, in ons streek. Ja, as dit my raak, gaan ek sê, julle kyk nie na my nie. Hoe sien jy dit, Gerard? Ja, Jackie, soos ek gesê het, die Issaquah behuisingswaglys, as ietsie soos die Issaquah behuisingswaglys, dit is 'n duidelike bewys van die behoefte van ons inwoners. En ons kan nie wegskram van die behoefte nie. En ek is tans die portefeulje voorsitter vir behuising, en ek kan bevestig vandag dat die behoefte vir behuising binne die behuisingspyplyn geïdentifiseer is ingedien, en dit sal definitief aangespreek word in ons behuisingsprojekte. Dit is net belangrik om te weet en te verstaan hoe hierdie laagkoste behuising werklik werk. Sien ons sommige kere, en dit is nou die tyd dat mense gaan kom of politieke partye gaan kom en sê, nee, ons gaan huise bou en ons gaan dit doen maar as mense nie verstaan het van hoe hierdie laagkoste behuising werk, dan gaan dit ook maar net, hoe noem hulle dit, 'n pie in the sky ding wees. En soos ons almal weet is, die befondsing module is, dat nasionale regering is verantwoordelik vir die befondsing van behuisingsprojekte. Ons as munisipaliteite tree ons maar net op as die implementeringsagente, soos ons dien ons projekte in, ons wag dan op befondsing en dan rol ons dit daarvan uit. En ek kan bevestig dat die huidige raad het reeds al in verskeie dorpe het ons die infrastruktuur opgegradeer en ons is besig om het steeds op te gradeer om die behuisingsprojekte uit te rol. Want ons is daar om die voorbereiding
te tref. Ek sien wat gebeur is mense sien gewoonlik by die huisie opgaan. Dis Maar reg. hulle weet nie wat vooraf gedoen was om daardie huisie te bekom. En ons speel 'n belangrike rol by Eshoqa munisipaliteit om seker te maak dat die infrastruktuur in plek is, dat die Ja, reservoir verstaan, groot ja. genoeg is, dat die rioolplant groot genoeg is, sodat wanneer die projek kom dat daai gedeeltes reeds gevestig is. Ja. So op hierdie stadium, as ons nou net gaan kyk, ek kan miskien 'n voorbeeld maak by Heidelberg. Die behuisingsprojekte daar. Ons is besig tans om 'n watersuiweringsaanleg te vestig in Heidelberg, wat reeds gaan wat watersekerheid gaan vestig daar. Wat beteken dit gaan 'n groot rol speel in die vestiging van nuwe addisionele wonings of huishoudings. Die opgradering by die Riversdal riool aanleg en hulle netwerk verseker dat ons gereed is om daardie behuisingsprojekte te ontvang. So ons is wagtend op nasionale regering om vir ons die befondsing te verskaf sodat ons op die einde van die dag behuising. So maar alleenlik kan ons nie hierdie agterstand op behuising uitwis as ons nie die inkoop van nasionale regering en die provinsiale regering het. So ons as plaaslike munisipaliteit vestig die infrastruktuur en ons wag vir hulle om dan vir ons die befondsing deur te gee. Goeie genade, as ek gaan luister so na al die projekte, is dit massief wat alles moet gebeur voor die tyd, en ons sê altyd, voor jy nie die agtergrond ken nie, moenie praat nie. Ek glo daaraan. Nou, hoe beplan jy om die inwoners deel van die munisipaliteit te maak, Gerard? Ja, Jackie, ek glo aan sterk in deelname bestuur, en Eshoqa het op hede nog altyd goeie publieke deelname prosesse in plek gehad. Maar daar is definitief 'n paar metodes waarop ons kan verbeter. En soos ek voorheen ook gesê het, tegnologies is daar daagliks vordering en ons moet saam groei. Soos die digitale platforms wat geskep word, waar almal kan deelneem het, en dit is wat ons sal voorsien dat daar gedurig deur platforms sal wees waar ons publieke deelname kan hê. Die rapportering van klagtes en insaakende dienslewer sal ons probeer kyk of ons dit op apps beskikbaar kan verstaan, maak. ja. Want dit is die rigting waarin ons beweeg. So deelnameproses sal ons verseker dat dit altyd daar sal wees. Ja. Nou ons praat nog steeds met die huidige onderburgemeester, nie van die burgemeester glo ons, maar ons het gepraat oor veiligheid. Gerard, as ons hom kan skiep, daai vraagie, tensy jy bietjie wil uitbrei op hom. Ek het die vraag was, het jy enige vooruitsigte om 'n gemeenskap se veiligheid te verbeter? Ek dink ons het daaroor gesels 'n bietjie. Ja, Jackie, soos ek gesê het, die veiligheid bly vir ons 'n prioriteit. En ek dink wat ons sal moet doen is ons moet 'n verhoogde fokus kry. Veral met die samewerking met die Suid-Afrikaanse Polisiediens, ook ons gemeenskapspolisieering forums. En dan 'n groot ding wat lyk dit my deesdae kop uitsteek is dat neighborhood watches of buurtwagte is besig om aansienlik agteruit te beweeg. En daar's net nie meer belangstelling lyk dit my om deel te vorm van buurtwagte en so nie. So daar gaan definitief van ons kant af gekyk word na die werwing en ondersteuning aan buurtwagte, as ook die samewerking met sekuriteitsmaatskappye en veral gemeenskap in blou projekte. So ons het by Eshoqa munisipaliteit onlangs het ons die Eshoqa Community Safety Forum of die Eshoqa Gemeenskapsveiligheidsforum het ons op die been gebring waar al ons rolspelers, Departement Korrektiewe Dienste, Social Development, Department of Justice, so al ons rolspelers, al die polisiestasies is betrokke, daar sekuriteitsmaatskappye, almal is betrokke, almal het insaag by hierdie ding. So ons het daar 'n forum wat die veiligheid van onze gemeenskappe op die hart dra, en daarvan het ons vir ons 'n basis geskep waar ons onze gemeenskappe kan veilig hou. Maar ek glo dat die ondersteuning aan hierdie maatskaplike programme en misdaadvoorkoming, dat ons dit moet highlight of dat ons dit
meer op moet fokus en dat ons ook ondersteuning bied aan die plaaslike sekuriteit maatskappye vir die installering van sekuriteitskamera's en dan ook moet ons kyk definitief onder leiding van die CSF dat ons moet kyk vir beter beligting veral in hoë risiko areas. Maak sin, ja. Luisteraars, ons staan eintlik se kant toe, ons het nog so 2 vragies. Ek het dan nog nie van die ek weet ek Gerard en Deets en Chantay wat nou saam in die ateljee is, ken julle daai so 'n instrument wat die boere gebruik as hulle bees injag wat jou shock. Dan shock hom so 'n bietjie dan hardloop die bees in. Ek het dan nog nie van die regisseur af so shock gekry. So ons is amper klaar, hoor. Nou ons is nou naby die verkiesingsdatum. Hoekom moet hulle vir jou stem, Gerard? En behalwe dit is ek wil nou 'n ander vraag gesit. Wanneer is die verkiesingsdatum of is hy nog echt verkondig? Om Jackie op hierdie stadium is dit nog nie afgekondig, maar dit sal definitief tussen die 1 November 2026 en dan die einde Januarie 2027. Dit sal binne daai tyd sal dit definitief wees. Maar op hierdie stadium, hoekom die kiesers vir my moet vertrou of hoekom hulle vir my moet stem, is die goeie woord. Ek glo dat vertroue is nie net 'n woord om Jackie. Vertroue is werklik waar iets wat 'n mens moet verdien deur middel van jou dade. Dis waar. En as ek op hierdie stadium met groot eerlikheid kan sê dat ek bied eerlike en deursigtige leierskap. Ek sal ook altyd toeganklik wees vir die publiek, vir ons inwoners. En ek wil ons kiesers vandag aanraai om my altyd aanspreeklik te hou vir die welstand van Issaquah munisipaliteit. En ook die groter Issaquah area. Ek bied praktiese en doelgerigte benadering vir oplossings eerder as leebeloftes. Ek glo nie aan 'n belofte maak wat jy op die einde van die dag hier kan nakom nie. En ek beloof vandag my verbintenis tot dienslewering vir alle inwoners van Issaquah. So en hierdie is nie net 'n leebelofte nie. Ek het tans tot op hierdie stadium bewys dat die belange van Issaquahse mense my swaar op die hart lê en ek glo daaraan dat ek 'n positiewe bydrae sal kan maak vir Issaquah. Yes, ja, luisteraars, jy weet, ons luister so maklik en dis so waar wat Gerard sê is jy kan maklik praat, maar dade is wat dit bewys. En dis nie enige leier wat vir jou gaan sê hou my verantwoordelik vir my dade nie. So ek is regtig baie beïndruk met die man wat hier voor my sit. So well done, Gerard. Nou sê jy verkies word, beplan jy om gereelde kommunikasie oor gebeure deur te gee, want ek persoonlik glo kommunikasie is nie net belangrik dat mense weet wat dit is nie, maar dit hou baie vrae ook weg, en baie bespiegelinge en baie rumors weg. En ek weet, daar gaan 'n brief uit elke maand. Ek weet net nie hoe effektief hy is nie, dit moet ek sê. Nie almal het dit nie. Ek vra nou 'n klomp vraag in een vraag. Ja, baie dankie Jackie. En om my vraag te antwoord. Ja, beslis. Verbind ek my tot terugvoering aan ons gemeenskappe. Soos jy sê, daar gaan 'n maandelikse briefie uit. Of hy effektief is, kan ons nie op hierdie stadium sê nie. Maar ek verbind myself tot maandelikse terugvoering aan die publiek oor ons maandsvergaderings, oor ons portefeulje komitee vergaderings. En as ons dit op 'n sosiale media manier moet doen en kan doen, sal ek dit definitief doen. Want deesdae is dit makliker om 'n video te kyk as wat jy net 'n boodskapie in 'n nuusbrief lees. So ja, ek verbind my ook tot maandelikse sosiale media en gemeenskapsnuusbriewe met ons projekvorderings uit te bring. En dan ook kwartaallikse openbare verslagdoening. Dit sal ek definitief, of het in sale moet wees en of het op media platforms moet wees, sal het definitief geskied. Die kwartaallikse openbare terugvoering. En dan ook openbare begrotingsvoorleggings in verstaanbare taal, sodat onze mense ook daai geleentheid het om dan deelname te kan hê. Dan beplan ek om
Ek weet nie of julle al daarvan gehoor het, 'n burgemeester gesels saam. Dag wil ek reël op vasgestelde tye waar ek dan na die dorpe sal uitgaan, verskillende dorpe sal uitgaan, waar inwoners die geleentheid gaan kry om, sal ek nou maar soos jy my oor die kole te hang, maar om my verantwoordelik te hou vir dit wat hulle graag wil sien en dit wat moet gebeur binne Jessequa munisipaliteit. So ja, definitief beplan ek om gereelde terugvoering aan ons gemeenskappe te bied. En dan wil ek net ten laaste dan net sê dat ek glo dat 'n ingeligte gemeenskap bemagtigde gemeenskap sal wees. Baie waar. Ja, luisteraars, ons het nou aan die einde gekom en ek moet sê, ek moet sommer dadelik ook sê, en ek weet Des en Gerard sit hier voor my, Radio Fynbos is nie politiek gebind nie. Ons is apolities, so ons is neutraal. Maar ons sê tog dankie dat julle hier kom praat het met ons. En ek weet, jy sit nou al in die hotstoel, en ek weet jou dagboek is vol, en ek weet Desmond geskuif het seker om jou hier in te kry. Namens Radio Fynbos sê ek baie dankie, namens die gemeenskap, en mense, kom ons gaan as 'n span saam. As die onderburgemeester nou gesê het, julle kan hom verantwoordelik hou vir wat hy doen en sê, nie enigeen sê dit nie. Ek kan julle dit waarborg. Baie dankie. Des, wil jy ietsie sê? Nee, sy is nie lus vir iets sê nie. Sy praat genoeg by die kantoor. Gerard Boesak sê vir my, hy kry haar nooit stil in die kantoor nie. Alles dongenetjies. Dankie Gerard, ons waardeer jou. Dankie Radio Fynbos, Chantay, dat jy alles vir ons opgestel het, hoor. Groete van almal en mooi loop. Gerard, laaste groete. Ja, Jackie, ek wil van my kant ook net sê baie dankie vir die geleentheid. Soos ek gesê, dit is 'n eer om vanoggend saam met julle te wees en baie dankie vir die vraag wat u vir my gestel het. En dan wil ek net ten laaste sê vir die inwoners en die kiesers van Jessequa. Ek weet dat jy 'n apolitiese radiostasie is, maar ek wil net hierdie boodskap by julle los. Maak seker dat julle uitkom tussen November en Januarie en maak seker dat julle Jessequa munisipaliteit 'n stabiele munisipaliteit bou. Baie dankie, Jackie. Dankie Gerard, dankie Chantay.